Goed, ons is nou 3 Maart 2026, lees in die 98 van die Groot Johannes Evangelie, boek 3, vir die mense wat nou nie weet, hoekom is ek nou, is gewoonlik Karen se beurt, is maar altyd so die eind van die maand, moet sy saam met haar ou mense gaan, na die winkelsentrums toe, na die autoteller toe, om die hier en goed in te kry. So sy sal eers weer volgende week haar lesing voortsit. Ons gaan dan nou aan waar ons Sabbatdag opgehou het, in hoofstuk 183, het ons by vers 16 opgehou, en die vraag was, waarom Yahweh mens moes word? Waarom die Vader, die groot onsienlike, ontoeganklike, vuur en ligwese, moes mens word, moes vir hom 'n aardse bekleding aantrek, wat eintlik 'n vervaldatum het. Want elkeen van ons het 'n vervaldatum. Dis die dag wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Hoekom moes dit gebeur het? Nou, Philippot het 'n baie goeie verklaring gegee tot by hierdie punt. Nou lees ons wat hy verder sê. En onthou, hierdie man was nie te lang terug nie, was hy nog heeltemal 'n ongelowige. Maar dit wys net vir jou wat kan gebeur as Yeshua se gees in jou hart kom. Dan kan ek of jy, almal van ons wat hier sit, is in staat om wanneer ons sy gees ontvang, om hierdie wonderlike wyshede te weet. Want hy sit dit binne in jou hart. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Die skrif sê die wind waai, en jy weet nie waar hy vandaan kom nie. En so werk die gees ook. Gees en wind in Hebreëus is een woord, dis ruach. En jy weet nie waar dit vandaan kom nie, maar dit is net daar. So nou lees ons die getuienis verder in hoofstuk 183. Philippot sê, dit het ook 'n tyd lank gebeur, maar u het self gesien, dat die mens deur die strenge navolging van die een gebod, uiteindelik tog nie die hoë graad van selfstandigheid sou kon bereik, wat u hom toegedig het nie. Om dit te bereik, nou wat was die een gebod? Die een groot gebod wat Adam en Eva gekry het, was om gehoorsaam te wees. Moenie van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet nie, maar van die boom van die ewige lewe. En dit was die opdrag. Nou wat is dit in verstaanbare terme? Dit was toch nie 'n boom nie. Boom stel gees voor. En wat eintlik in daardie boom geplant is die gees van waarheid en liefde. Dit is die boom van die ewige lewe. Dit was kennis vanuit 'n wese wat hulle kon verkry, want Adam en Eva kon met die engele kommunikeer, praat soos wat ons nou met mekaar praat. En die boom van die kennis van goed en kwaad, dit is ook die boom wat daar moes staan, omdat die mens geval het. En die mens het agter Lucifer, Satan, agter aangeloop, in sy skeppingswese, oertye terug. Daarom moes hy blootgestel word aan Satan se kennis. En Satan se kennis is nie net boos nie, dit is die kennis van goed en kwaad. Of in die Hebreëse boek staan daar, goed, besoedel en suiwer. En dit is wat Satan vir ons bring. En hulle moes geluister het na die opdrag van Vader, toe hy deur sy gees vir hulle sê, hy verlaat hulle nou vir 'n rukkie, om hulle te beproef, want elke mens moet 'n tyd lank beproef word, vandag ook nog. En was nie lank nie, toe staan Satan onder die boom van die kennis van goed en kwaad, wat eintlik beteken dat hy in daardie gees gekom het. En hy kom en hy sê vir Eva, is dit nie so dat God nie wil hê dat julle van hierdie boom moet eet nie? Dan word julle net soos hy, en hy wil nie hê julle moet soos hy word nie. Hy is eintlik boos. En dit is hoe hy Eva aangeval het. En dit is hoe die hele val in die tuin plaasgevind het. En dis hoe hy nog steeds vandag na ons toe kom. So ons moet baie versigtig wees
om hierdie een gebod, naamlik die gebod van gehoorsaamheid, nie te oortree nie. Om dit te bereik, moes die mens eers nog dieper en verder van U geskei word. Hy moes faal en val, en dan eers in die totale afgesonderdheid van U, baie moeisaam en onder allerlei verleidings en moeilikhede, weer heeltemal opnuut tot homself kom, en met 'n neerslagtige en berouvolle hart na U op soek gaan. Toe die mens wat so geval het, homself op die moeitevolle wyse uit sy diepste diepte weer tot U opgerig het, het U hom weer tegemoet gekom. Het U Uself opnuut in 'n baie meer uitgesproke vorm vertoon en ook in 'n meer uitgebreide openbaring wat die mense onderrig en het hulle die groot belofte gegee van dit waarmee U nou voor ons oë ten volle en grondig begin het. U het vir die mens 'n volmaakte medemens geword, sodat hy in alle toekomstige ewighede heeltemal selfstandig teenoor U sal kan staan, en sodat U self daardeur die groter en beslis geluksalige genot sou hê, om nie langer as 'n oneindige en daardeur nooit sigbare en voelbare Elohim, meester en vader teenoor die kinders te staan nie, maar as 'n sigbare vader, 'n sigbare liewe vader, wat die kinders kan lief hê en wat al die goeie kinders persoonlik in sy wonderhemel kan binnelei. Dit was vir die mens net so groot saligheid as wat dit vir Vader was, sodat die kinders hom nou kan sien, en hy tussen hulle kan woon, en tussen hulle kan stap, en met hulle gesels, en hulle kan leer, en hulle hom kan lief hê, want hy het hulle almal oneindig lief, maar hy kon nooit daai liefde op 'n tasbare, menslike manier aan sy kinders oordra nie. Hoekom nie? Want hy is te groot, is te verhewe. As hy ooit dit sou gedoen het, in die bedeling voor Yeshua gekom het, sou die mens onmiddellik net basies gesterf het, net weggeraak het. Hy is te groot. Sy lig is te oneindig. Maar nou nie meer nie. En as die mense tog net daai begrip so 'n bietjie kan gaan sit, en in die aande as jy daar lê, dink aan hierdie begrip, sodat dit vir jou duidelik word, dat jy nou nie meer nog met jou kerkgod sit, en is dit nou 3, soos die Vader, Seun en Heilige Gees en alles. Vergeet dit. Die oneindige oergees, Vader, die skepingsgees wat nie 'n begin het nie, en nie 'n einde het nie, 'n ongeskape gees, het die wese van Yeshua ingegaan en hom een met homself gemaak. So eenvoudig soos dit. Toe hy nog 'n sterflike liggaam gehad het, sal hy dinge sê soos, hoekom noem jy my goed, sê hy vir die Fariseë, daar is net een wat goed is, Elohim. Maar nou, toe hy opgestaan het in die dood, wat is hy nou? Is Elohim, hy is God. Want geen mens kon doen wat hy gedoen het nie. En nou is hy vir ewig, nie meer in 'n vervalle liggaam wat 'n vervaldatum het nie. Hy het sy eie liggaam, het hy verander in 'n substans, wat ons nie ken nie, maar is definitief nie vleis wat vrot en oud word met jare nie. Daardie vleesliggaam wat hy nou het, is vir ewig, maar hy het die merke nog aan hom, van sy kruisiging, en van die spies wat hom deurboor het deur sy sy, maar dit is nie meer 'n vleisliggaam nie. En dit is wat die meeste mense ontken, wat Yeshua nie volg as die enigste alleen enkel God nie. Hy is Elohim vir ewig.
Watter saligheid sou dit dan ook vir 'n oneindige Elohim gewees het, as hy sy liewe kinders wel sou kon sien, maar as hulle hom maar net as 'n oneindige ligsee te siene sou gekry het, dan het hy vir die mense wel die hoogste saligheid berei, en as waaragtige, enige en liefdevolle Vader van u kinders, ook u self. Want watter vreugde sou u self aan die beste en suiwerste van harte van al die kinders kon belewe, as u verseker geweet het, dat hulle u in ewigheid nooit sou kon sien of hoor praat nie. Dus, terwille van u self en die mense, het u, o meester, dit alles gedoen, sodat die reine geluksalig in u sou word, en u deur hulle ook die hoogste voorreg en die hoogste saligheid sou kon geniet. En as alle engele nou uit die hemele afdaal en vir my 'n ander hoofmotief sou aangee vir u heilige, volledige en selfs formele stoffelike menswording, dan sal ek my mens wees vir ewig opgee, en sal ek wil ophou om te bestaan, of ek sal vir ewig 'n dier wil wees. As u, o meester, nie die liefde in u sou gehad het nie, dan sou u nooit van die ewigheid af ook maar een van u glansryke idees in die sigbare bestaan 'n vorm gegee het nie. Maar omdat u self in die goddelike hart 'n groot welgevalle gehad het aan u wonderbaarlike, glansryke en groot idees, en daarvan gehou het, nog voordat u die eindelose wysheid en mag dit in die uiterlike, sigbare en deur u krag in stand gehoue wêreld gevorm het, dwing u liefde u, omdat sy ook altyd gloeiender en aktiewer word, om aan u idees 'n bestaan buite u self, en daarom ook 'n daaropvolgende lewe te gee. Dit is net Vader se liefde wat hom gedryf het, en al sy idees. Vader is ook soos 'n mens, voordat enige skepping begin, dan bedink hy dit. Ons is tog in sy beeld geskape. En dan besluit hy oor verskillende moontlikhede. En die oomblik wanneer die idee vas is in sy gemoed, dan word die idee opgeneem deur die Gees. En ek het dit al beskryf, is die positiewe en die negatiewe wat saamwerk. En dan word hierdie idees word dan skepings. So het alles ontstaan wat ons om ons sien, en so het Adam en Eva, waarvan ons afstam, ook ontstaan. Dit is, uit sy groot liefde uit, het hy 'n saadlyn op hierdie aarde gevestig. En die groot stryd het begin in die paradys, toe 'n ander saadlyn, wat nie van Vader afkomstig was meer nie. Oorspronklik het Satan, Lucifer uit Vader voortgekom. Maar hy het op sy weg ondertoe, het hy heeltemal van die Vadergees vervreem geraak, en het hy sy eie gees geformeer. Sy gees noem ons Satana, ook 'n vroulike entiteit. En die boek Henog, Openbaring van Henog, beskryf dit vir ons. Op sy val, op pad af, het hy hierdie gees tot stand laat kom. 'n duister, bose, negatiewe gees. 'n boom van kennis van goed en kwaad. En hierdie gees het ook 'n saadlyn gekry. Hierdie gees het ook kinders gemaak. Aardse kinders en hemelse kinders. Want Joshua praat daarvan. In Genesis 3 sê hy, hy nou vir Eva en hierdie Nagash voor hom laat staan het, hierdie gevalle engel, wat Eva en Adam verlei het. Toe sê hy sê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, jou saad en haar saad.
Die Griekse woord daar is baie meer beskrywend. Die woord is jou sperma en haar sperma. Sperma is sperms, dis manlike voortplantingssaad. En hy sê, verder sal julle mekaar haat, want ek stel 'n vyandskap in. Dis nie 'n ding wat jy kan van wegbly nie. Jy moet. Ek en jy, wat van die vrou se saad is, moet die saad van Satan en hulle dade moet ons verafskiet en ons moet wegbly van hulle af. Joshua kom en hy sê vir daai klomp fariseërs, sê hy vir hulle, julle het die duiwel as vader. En hulle was baie kwaad. En hy sê, julle het die dood van Abel tot by Sagaria in die tempel, het julle op julle, is julle skuld. Is hierdie saadlyn se skuld. Kan tog nie anders wees nie, want die mense was ons nou nie by toe Abel doodgeslaan is nie. Maar die saad van Kain, wat daai moord gepleeg het, is vandag nog op die aarde tussen ons. En dank Vader vir die laaste 6 maande, word hierdie saak baie duidelik geopenbaar aan hulle werke. Die lig begin te skyn, en die mense sien wie hierdie duiwelsaad is. En tot ons skok is hulle in al die hoë posisies, of dit polities is, of dit geestelik in die kerke is, en of dit in die finansiële afdelings is. Oral is hierdie slangsaad aanwesig. En net soos wat die skrif sê, sal jy die boom herken aan sy vrugte. Hierdie bome van boosheid, en hoor jy, hulle kan hulle baie goed mooi voorhou ook, maar hulle doen beide. En jy en ek is nou in staat gestel om te kan kyk en van hulle af weg te bly. Want dit wat hulle doen, moet ons met ons wese verag. Hulle is bedrieërs, hulle is moordenaars, hulle is woekeraars. Hulle het met klein dogtertjies gemeenskap. Ek het die mees gruisaamste goed gehoor wat hulle met pasgebore babas doen. Ek kan dit nie eens hier vertel nie, want dit is net te gruisaam. Maar ek kan een ding sê, hulle verhonger hulle tot hulle sterf en dan doen hulle die mees gruwelikste goed met hulle. Hierdie slangsaad eet mensvleis. Daar is nou genoeg bewyse, video's, foto's van hierdie ouens wat dit doen. Dit is alles hierdie saadlyn van Satan. Moenie dink dat alle mense is soos jy nie. En die ergste van alles, hulle kom in alle kleure en geure voor. Moenie dink dat omdat jy wit is, daar sal nie sulke saad onder die wites wees nie. Daar is onder die wit nasies, die geel nasies en die swart nasies. Dit is hoekom in Daniël word een van die diere voorgestel deur 'n luiperd. Hoekom 'n luiperd? Want 'n luiperd het 3 stelle kolle, wit kolle, geel kolle en swart kolle. En dit is hoe hierdie nasies lyk wat uit Satan uitkom. Jy kry dit onder almal, kry jy hierdie slangsaad. So dit is vir ons 'n baie, baie groot tyd waar ons nou leef, om te kan kies vir Yeshua. As ek die boosheid so kyk, en ek kyk nogal baie op hierdie goed op internet, wat nou aangaan, hoe die mense mekaar nou uitroei oor die wêreld heen, die oorloë een na die ander, en ons kyk na die ander bose goed wat van hierdie mense wat nou komstige westerse leiers is, hoe ons gebreinspoel is, om te dink dat daai mense is goed. Daar is net een wat goed is, en dis Yeshua. En dis net een by wie ons gaan skuil. Niemand van ons kan dink dat Trump ons gaan help nie,
of dat die Chinese na Suid-Afrika toe gaan kom om ons te help nie, of Rusland se Putin kom hiernatoe, hierdie een gaan ons help nie. Niemand gaan ons help behalwe Yeshua. En moenie 'n fout maak nie met al die nonsens wat nou daarbo aangaan en met alles wat nou met die olieskaarste wat nou gaan kom. Julle kan maar nou julle karre volhou. Daar kom 'n ontsettende groot skaarste aan brandstof. En dit gaan baie duur word. Ek het gister probeer bestel, wou al my tanks volmaak, toe sê die ou daar is nie. Die kan nie nou bestel nie. Die depot het niks. En die depot is in Durban. So al klaar is dit so. En nou gaan die roete om die Kaap, gaan almal wil gryp. En die ou wat die roete om die Kaap gegryp kry, hy beheer Suid-Afrika. En hy beheer dan vir ons. So net van die storie af wat ons nou doen, daar is berigte alreeds dat daar miljoene Jode al in die Kaap gevestig is en nog iets soos 5 miljoen wat beplan om hiernatoe te kom. Want hulle word nou uitgebom daar uit hulle plekke uit. Maar nie net van Israel nie, maar ook van Europa. En dit is bevestigende berigte. Nou, wanneer 'n land so invloed van Jode kry, kan jy maar weet, die moeilikheid, die probleme is daar. Want hulle vat alles oor. Alles. Hulle beheer binnekort weer die ekonomie. So ons sit in hierdie land in 'n posisie waar baie mense met gretige oë kyk na hierdie grond. En ons praat nie eers van die noorde van Afrika wat hierdie plek insypel by die honderde duisende per maand nie. Want dit gaan sleg daar in Afrika. En almal kom hiernatoe. So ons sit met 'n groot probleem. Maar weer eens, ons het nou die lewende God as 'n mens en as 'n broer en as 'n vriend. Vers 25. Die lewe is egter tog niks anderste as u hoogste, magtigste en suiwerste goddelike liefde nie. Die lewe van alle skepsels is vervul met hierdie liefde van u. Ja, hulle hele wese is maar net u liefde. En alle vorms is ook maar net u liefde. Alles wat ons hoor, sien, waarneem, ondervind, voel en proe, is slegs u liefde. Sonder hierdie liefde sou 'n son nooit 'n aarde verlig het en haar vlakte bevrugtend verwarm het nie. Maar as slegs u liefde alleen dit alles met u heerlike oeridees gedoen het, sou sy dan daarna niks vir haarself doen, om juis in alle wesens wat deur haar ontstaan het, dit volledig te bereik wat haar in die oerbegin in haarself gedwing het, om die gevormde idees 'n vry selfstandige lewe te verskaf nie. Ek is nou van mening dat ek die volle waarheid gepraat het, wat duidelik aangee dat u, ewige Elohim, deur 'n innerlike dwang, ook noodsaaklik in die tydelike mens moes ook noodsaaklik in die tydelike 'n mens moes word soos ons. En ek glo ook hiermee, voor sover dit vir die menslike wysheid moontlik is, dat ek in die algemene u gestelde vraag heeltemal beantwoord het. Ek vra u, o Meester, om aan my u oordeel daaroor nou duidelik mee te deel. Dit was die liefde van Vader se grootste hartseer, toe 'n derde van die geskapenis agter Lucifer aangegaan het. Hy het homself verhef tot Elohim en gesê, julle kan my sien, ek is Elohim. En 'n derde het hom geglo. Dit moes sekerlik 'n baie oortuigende ding gewees het wat hy gedoen het. En die val het plaasgevind. Hierdie wesens het heeltemal van Vader af weggeval. En nou
wou die liefde dit tog terugkry, want hulle kon dalk 'n fout gemaak het. Dalk was hulle mislei gewees, en misleiding kan altyd vergifnis voor gekry word. Die misleier sukkel om vergifnis te kry, alhoewel dit ook vir hom daar is, maar hy dit nooit eintlik van gebruik sal maak nie, nie sommer gou nie. En dit is hoekom sy dan 'n plan bedink het. Dit is die goddelike gees van liefde, wat deur Vader 'n instruksie gekry het. Skep nou vir ons 'n ruimtelike heelal, waar alles van materie is, wat binne 'n beperkte tyd bestaan, en wat 'n vaste ruimte is. En plaas al hierdie gevalle wesens daar binne. En dan gaan ons met die skepping, gaan ons daai mense probeer filter, en skoonmaak, en reinig van al hulle boosheid wat hulle veroorsaak het, dat hulle agter Lucifer aangegaan het. En dan gee ons vir hulle, na 'n lang tydse reiniging, ons praat dalk van miljoene jare, gee ons hulle 'n liggaam op hierdie aarde, hulle word in 'n vrou se baarmoeder gebore, en hulle het 'n kans nou, om op aarde, een van die twee bome te eet. Al twee bome se vrugte is daar, is in jou hart, en jy kan kies, of jy die pad volg van Vader, Yeshua, of die pad volg wat jy oertyd gekies het, in steede van Vader het jy Lucifer gekies. Dis almal van ons se keuse. En as jy nie baie mooi weet, wat is die twee paaie nie, Lucifer se pad's maklik, dis die wêreld, dis die aardse dinge, dis die sonde, soos my ou vriend altyd gesê het, daar is nie een sonde wat nie lekker is. Dis al daai lekker dinge, wat ons op die aarde kan doen, wat ons verbied is om te doen. En die nou pad, wat moeilik is om te vind, nie eens te praat van om te begin stap nie, is die geestelike dinge, wat ons in onsself moet ontplooi. Die liefde, is die grootste ding. En uit die liefde, daai 7 geeste wat daar bo is, in jou hart te ontplooi, die liefde, die wysheid, die werksame wil, die orde, die erns, die geduld en die barmhartigheid. Dit is die pad van die boom van die ewige lewe. En almal van ons het die vermoë om dit te doen. Almal van ons het daai 7de brandende kersse in ons, as energiepunte in jou siel. En almal van ons het toegang tot daai aardsengele wat daardie geeste voorstel. En die oomblik as jy in 'n situasie kom waar jy geduld moet hê, vra net in jou hart vir geduld, en onmiddellik sal Vader se engelgees van geduld jou bystaan, en jou keer om jou speelgoed uit die kot uit te gooi. So werk dit met elke gees. So ons is genoeg bemagtig en bekragtig om die pad te kan stap, wat die gevalle oergeeste in die dood te laat beland het. Ons kan weer tot lewe kom. En dis jou en my lewe op aarde, om elke dag te kies. Hoofstuk 1:8-4 gaan ons nou oor die taal van die hart. Want hierdie man het nou uit sy hart uit gepraat, want Yeshua het hom baie mooi verduidelik hoe die verskil is tussen uit jou kop uit of uit jou hart uit. Almal verbaas hulle oor die diep insig en die wysheid van Filipov. Kies Jona, bekyk hom van kop tot tone en verstaan nie hoe dit moontlik kan wees dat hierdie mens, waarvan elkeen goed geweet het dat hy baie ervaring gehad het, nou opeens vir almal met sy diepgaande wysheid so buitengewoon verbaas, sodat selfs Mathael sê, my begrip is ook nie gering nie, maar in hierdie diepte was my gees nog nooit deurdring nie. Sy gees of siel moet wel op 'n ander en hoë wêreld onderrig gekry het.
Ook Jara kyk ondersoekend na die wyse man en van louter verbasing oor sy wysheid weet sy nie waaraan sy toe is nie. Maar ek sê aan hom, sien jy nou beste vriend en broer, hoe goed jy jou nou van jou taak gekwyt het. Jy het met die beantwoording van my vraag wat aan jou hart gestel is, die spyker op die kop geslaan. Ek sê jou dat jy in my naam nou getrou, waar en baie verstaanbaar die volle waarheid aan al my leerlinge, vriende en broers uitgeleer. En ook aan ons wat vandag na 2000 jaar dit hier lees. En dat ek daar nou niks anders hoef by te voeg nie as, dit is so, met alle sake, dinge en wesens, is dit van ewigheid af so gestel. En daarom kan ons hierdie woorde van Filipos, na hierdie verklaring van Yeshua, as Godspraak ook deurdra en ander mense, dit vir ander mense gee. Omdat hy daarby gesit het en dit nou daaroor sê. Kyk, vers 5, daarin sit meer wysheid, as in die hele hooglied van Salomo, wie daar uit die aard van die saak net so min van verstaan het, as wie ook al. Want as hy begrip sou gehad het, dis nou Salomo, sou hy nie later in alle sondes van die sondes verval het en ten gronde gegaan het nie. Soek julle almal daarom slegs in julle hart, die wysheid en die regte openbaring uit my. Dan sal julle dit maklik verstaan en vir julle hele lewe en vir ewig behou. En nie nooi Yeshua ons almal uit om in ons hart te gaan as ons dinge wil weet. Nie altyd te gaan en iemand te vra nie. Nie dat ek sê, dit is verkeerd om iemand te vra nie, maar as jy iemand vra, is dit nog steeds buite kennis wat in jou inkom. As jy vir Yeshua in jou hart vra, en hy antwoord jou, is dit binne kennis, wat net jy weet dat dit absoluut waar is, want jy het dit binne in jou gekry. En dit word dan ook lewendig deel van jou wese vir ewig. Waar kennis wat jy van buite af ontvang, jy kan dit onthou, maar jy kan dit ook vergeet. Want dit het van buite af gekom, het het deur die verstand gekom na die hart toe. So, maak moeite daarmee om jou vraag aan hom te stel. En hy sal jou lei, daar's baie maniere waarop hy antwoord. Baie maniere. Nou sê Petrus, ja, hy is nou die oudste leerling. Nou meester, ons is nou ongeveer 9 maande lang altyd by u en in u omgewing. Waarom sien ons dan geen kans om so te praat soos hierdie vriend uit Kana by kus nie? Yeshua sê vir hom, die Romeine het 'n spreekwoord wat sê, non statum fit mercurius, wat beteken, 'n houtklaas word nie gou 'n koopman nie. En so is dit ook ongeveer by julle. En ek self sou julle so nou en dan eers goed wou vra, hoe lank sal ek julle nog moet verdra, voordat julle diep in julle hart iets sal kan verstaan en begryp? So selfs vir manne soos Petrus was dit moeilik om in die hart in te gaan. Ek het tog al so baie vir julle gesê, dat julle nie in julle kop nie, maar alleen in julle hart moet gaan dink, om die volle waarheid te bereik wat julle werklik sou vrymaak. Waarom doen julle dit dan nie, en bly julle liewer by die stoffelike, wat niks bevat en niks kan gee nie? Doen wat ek julle leer, dan sal ook julle, net soos Filipos nou, in ware wysheid praat. En dis vir ons ook 'n opdrag. Doen dit nou wat Yeshua vir ons leer, om in ons harte te kom. En hoe jy in jou hart kom, by die liefde en by die waarheid, want dit is wat in die hart is om die liefde te doen. Om werksaam te raak in die liefde vir Yeshua, en die liefde vir jou medemens. Petrus sê, meester, dit probeer ons al dikwels.
maar dit slaag maar net nie met die dink in die hart nie. So nou en dan voel ek nie so baie werklike gedagtes nie, maar veel eer baie feitelike woorde in my hart. Die woorde kan ek tog geen gedagtes noem nie, want dit kom my voor asof hulle, nadat hulle in die kop uitgedink was, eers in my hart tevoorskyn kom. Joshua sê vir hom, dis 'n begin. Oefen julle daarin, dan sal julle weldra so ver kom, dat julle in julle hart tot die diepste en mees vrye gedagtes kom. En dis die sleutel van hierdie vers, dis 'n oefen. Jy sal nie fiks word as jy nie oefen nie. En so sal jy nie ook in die geestelike dinge wysheid bekom, as jy dit nie oefen nie. So dit is 'n oefening. En ons het genoeg inligting wat die oefeninge behels. Petrus sê, ek dank U ewige goeie meester, as dit so is, sal ons gou verder kom. Joshua sê vir hom, ja, maar nie geheel en al, voor my tuiskoms nie, daarna egter wel. Dit verstaan niemand aan tafel nie, en die mense vra wat ek daarmee bedoel het. Maar ek, Joshua sê, dink julle dan dat die mense seun soos nou, tot aan die einde van die aarde, liggaamlik onder die mense sal wandel en leer en wonders doen? Ja, ek sal wel tot aan die einde van die aarde onder die mense wat van goeie wil is, troostend, versterkend, opwekkend, lerend en ook wonders bly doen. En ek sal ook by almal wat my waaragtig liefhet en my gebooie hou, kom en my aan hulle openbaar. Maar nie in die sterflike liggaam nie, maar in die verglanste, verheerlikte en ewige onsterflike. Wie dit verstaan het, moet dit goed onthou. Hier is 'n uiters belangrike vers, wat 'n vleeslike verskyning van die Messias aan die einde van die tyd absoluut nie waar maak nie. Joshua sê, hy kom nie weer in sy sterflike liggaam nie. En almal praat van 'n Messias wat gaan kom as 'n mens. En hy gaan regeer. Ons weet nou, dit is die anti-Christ, maar daar's miljoene, indien nie biljoene Christene, wat dit nie weet nie. En wat die Joodse fabels glo, dat hy in Israel gaan kom, en dan gaan hy daar 'n tempel bou en daarin sit. Soos dit nou vir my lyk, gaan daar nie veel oorwees van Jerusalem soos hulle hom nou bom nie. Ek weet nie hoekom bom hulle nie daai ou muur waar hulle altyd by staan nie. Want dit is hulle afgod. Maar in elk geval, dit is wat hulle vir die mense gaan vertel, of dalk in 'n nuwe plek, ek weet nie. Maar Joshua kom in die gees. Hier is Joshua se koms. Hier sit, hierdie papier wat voor jou is, en jy vashou. Jy besluit self of hierdie papier se woorde van die ewige woord, Joshua, in jou hart inkom of nie. Niemand anders gaan dit vir jou besluit, jy moet dit besluit. Dis wat hy hier vir Petrus sê, dan gaan dit maklik gaan. Die leerlinge sê vir hom, meester, ons dink dat ons wel begrip gehad het, maar dit kan ons tog nie verstaan nie. Joshua sê, ek hou julle daarvoor ook nog lank nie verantwoordelik nie. Elke leerling het 'n sekere tyd nodig, voordat hy dit wat hy leer, of dat hy in dit wat hy leer tuis is, en alles sal weet. As hy so ver sal wees, hou hy op om leerling te wees, en is hy vanaf daardie oomblik eers, vir uiteindelike latere foute self verantwoordelik. Daarom is dit nie julle fout, as julle nou nog nie baie verstaan nie. Maar later sal dit anders wees. Nou moet ons egter kalm wees. Ons gaan daar gaan dadelik iets gebeur wat ons baie werk sal gee. Nou, hierdie leerlinge het die belofte gekry van die kragtige werking van die Gees 50 dae nadat Joshua opgestaan het. En dit
is nog 'n ding waar ons nou is, die verhaal moet nog gebeur, omtrent 3 jaar vorentoe, 2,5 jaar vorentoe. En dit is ook die belofte vir ons aan die einde van die tyd, dat wanneer hy sy gees kragtig aan ons uitstort, ons wel tot daai openbaringsvlak kan kom, om soveel wysheid soos hierdie Filipol te hê. En hier is sy openbaring aan ons. Hier het hy nou sy krag uitgestort, deur Lorber, deur Bertha, deur al die ander profete wat ons het. En dit is inligting wat gaan maak, dat jy uiteindelik die wedergeboorte kan kry. Maar nie sonder baie oefening, nie sonder baie gebed en smeking. Maar dit is wat ons moet dadelik so vinnig as moontlik 'n begin aanmaak. As jy dit uitstel, is dit jou eie skuld, dan gaan jy 'n leerling bly. Maar op een of ander tyd moet die leerlinge hier op aarde moet nou meesters word om uit te gaan en die evangelie te verkondig aan die res van die wêreld wat in dwaling verkeer. En dis jou en my taak. Baie dankie.